Goeiemôre broers en susters. Is lekker om weer by mekaar te kan wees. Baie welkom by vanoggend se erediens. Is koud deesdae hier in Namibië en is koud hier in die kerk ook. En nou sit ons nog met 'n leë kerk, maar een van die dae, die 5de Julie, het ons weer ons erediens wanneer ons na 'n volgende stage beweeg. En ons sien almal uit om weer almal saam in ons kerke by mekaar te kan wees. Maar baie welkom by vanoggend se erediens en mag die Here vir ons seën en mag hy op 'n baie besonderse wyse saam met ons wees. Aan almal sê ons baie welkom wat ingeskakel het van oor Suid-Afrika, Duitsland, Holland, Namibië, oor en oor, baie welkom aan almal. Ek wil net hoor as daar vanoggend dalk iemand wat verjaar het, miskien sit jy daar in 'n huis, is vanoggend jou verjaarsdag, miskien was dit in die week jou verjaarsdag, en vir ons gemeente, hier is 'n lys van almal wat nou verjaar het hierdie week, maar ons wil net vir u sê, baie geluk met die verjaarsdag, ons eer die Here vir nog 'n jaar wat tot u lewe toegevoeg is, en ons wens vir u toe alles wat mooi is, alles wat goed is, mag u drome vervul word, en net sommer namens almal wat deel is van hierdie erediens, sê ons vir almal wat verjaar, vandag of dalk verjaar het, sê baie hartlik geluk. Selfs mense wat dalk 'n huweliksherdenking vier, miskien is daar mense wat in hierdie koue tyd getrou het, wil ons dan vir julle sê, baie geluk met julle huweliksherdenking. So baie welkom by ons erediens en mag u dit saam met ons geniet. Kom ons sing saam met mekaar hierdie pragtige lied saam. This is the day that the Lord has made. Dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor bly wees, laat ons jubel en juig daaroor. So kom ons sing lekker saam met mekaar, uit volle bors uit. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Liewe broers en susters, vriende, dit is al 'n aangename lied, nee, this is the day that the Lord has made, dit is so waar. Vriende, ek het reeds vir julle genoem dat ons die 5de Julie, eintlik baie meer kerke die 5de Julie weer gaan begin, want dan word ons toegelaat om 250 mense in die kerk in te hê. En so ek wil net geleentheid gee dat my kollega aan die verduidelik van hoe dienste nou by NG Eros voortaan sal wees. Ek stel aan nou vir Forrie van den Berg aan die woord. Goeiedag. Baie dankie, Zak. Ons betree die 4de fase in die COVID-pandemie in Namibië. Wat beteken dat georganiseerde geestelike byeenkomste se getal wat kan bywoon tot 250 toe verskuif is. Sondag, die 5de Julie, sal die eerste Sondag in die geskiedenis van Eros gemeente wees waar ons 2 eredienste op 'n Sondagoggend gaan aanbied. Ons gaan 'n 8 uur diens hê en 'n 10 uur diens. Die 8 uur diens is die opboudiens wat gerig is op toerusting en op lering saam met die orgel. Die 10 uur diens is die inboudiens vir families, meer informeel saam met die band.
maak jy? Jy gaan 'n link kry via WhatsApp, via SMS, via e-mail, waarop jy moet klik, wat jy sal vat na 'n skerm waar jy jou naam en jou besonderhede en die hoeveelheid mense en hulle name wat saam met jou kerk toe kom, gaan moet invul en die erediens gaan moet kies. Indien jy nie toegang hiertoe het nie, hoop ons jy kan die kerkkantoor skakel en jou plekkie by 'n diens bespreek. So, jy kan ook inkom en dit ook persoonlik hier kom doen. As die diens wat jy gekies het vol is, sal ons jou kontak en ons sal vir jou 'n opsie gee of jy na die ander diens toe wil gaan. Ons kan nie een van die twee dienste meer as 250 mense hê nie, so die eerste 250 mense wat registreer of wat bespreek, sal dan die mense wees wat dan toegelaat sal word. As hier mense gaan wees wat opdaag sonder wat bespreek het, sal hulle toegang kry indien die getal onder 250 is. As die getal reeds 250 is, dan moet u asseblief nie kwaad wees vir ons nie, want dan het u nie die protokol gevolg nie. Ons moet hierdie riglyne volg. As ons dit nie doen nie, dan is ons ongehoorsaam teenoor die voorskrifte van hierdie fase. So ons moet onsself dan nou inrig sodat ons die lys sal hê met al die informasie wat u dan nou vir ons beskikbaar stel. Maar verder sal ons temperatuur moet meet, ons sal sosiale afstand tussen families of koppels moet hê in die kerk. U moet maar asseblief in elk geval net met u masker kom. Ons gaan nie volgende Sondag die 5de Julie jeugaktiwiteite hê nie. Ons wil net eers ons energie en aandag aan die gang sit van die twee eredienste bepaal. Daarna sal ons vir u informasie gee hoe ons met die jeug van voorskool, laerskool en hoërskool sal doen. Ons is baie opgewonde om vir u die 5de Julie by die gemeente te verwelkom. Dit is maande wat ons met mekaar net via hierdie forum op elektronika gepraat het. So, spring in die werk, u moet voor Donderdag 12:00 moet jy jou plekkie bespreek hê en dan sien ons jou as die Here wil Sondag 5 Julie. 'n Mooi Sondag vir jou en dankie Zak dat jy die erediens die laaste keer dan vir ons aangebied het. Vir die wat dalk nie wil bywoon nie, wat te bang is, weet dat ons die 10:00 erediens elke Sondag nog steeds lewendig gaan uitsaai. Ons kan dit doen op Facebook en jy hoef nie 'n rekening te hê op Facebook nie. Die stappe wat ons vir jou gee kan jou net so toe neem, maar ons gaan ook dalk dit op YouTube ook lewendig dan nou tussen 10 en 11 elke Sondagoggend uitsaai. Ons hoop jy verstaan dit, indien nie, kontak my, kontak Annelien, kontak vir Elsie, kontak vir Marco, kontak vir Zak om jou vrae te beantwoord. Baie dankie. Kom ons raak stil voor die aangesig van die Here, kom ons bid saam. Hemelse Vader, dit is die dag wat u gemaak het. Ons loof u en ons prys u heilige naam. Ons het soveel rede om u naam te loof en prys, Here. Net die feit dat ons leef, net die feit dat ons iets het om te eet, net die feit dat ons 'n dak oor ons koppe het, net die feit dat ons bestaan en saam met ons families kan wees, ons het soveel rede om u naam groot te maak. Selfs al het die slegste goed met ons gebeur, het ons rede om u naam groot te maak, want u was selfs in die slegte goed, in slegte tye van ons lewe, was u saam met ons gewees. En daarom wil ons vanoggend net vir u loof en prys. Al die majesteit en glorie kom u toe, Here, word vanmôre verheerlik in ons midde. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word nou aan die geskenk van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing nou lekker saam met mekaar 'n lied, Lord, I lift your name on high. Kom ons sing lekker saam, as jy sommer wil staan en 'n bietjie bewegingkies maak, dat jy warm word daar waar het koud is, dan doen dit graag, maar kom ons sing saam met mekaar, Lord, I lift your name on high. Kom ons sing dit saam. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm
so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Liewe broers en susters, wat 'n pragtige lied, nee, Lord, I lift your name on high. Ons eer die Here en ons loof hom en ons prys sy naam vir wie hy is, vir wat hy in ons lewens beteken, en net omdat hy God is, ons Vader is. Ons skrifgedeelte vanoggend kom uit Deuteronomium hoofstuk 32, en ek gaan lees vanaf vers 7 tot en met vers 14, Deuteronomium 32, vers 7 tot 14. So kry gou julle Bybels, haal gou die Bybels uit daar by die huise of die selfone, daar waar jy jou Bybel het, vir die Engelse mense, Deuteronomy 32, from verse 7 to 14, Deuteronomy 32, verse 7 to 14, our scripture reading for today, ons skriflesing dan, Deuteronomium 32, 7 tot 14, and then our second scripture reading will come from the New Testament, the book of Luke, chapter 24, verse 32. Ons tweede skriflesing dan, Lukas, hoofstuk 24, vers 32. Kom ons, bid saam. Hemelse Vader, ons loof U en ons prys U naam. Dankie dat ons U kinders genoem mag word. Dankie dat ons aan U behoort. Dankie dat U ons God is, dat U ons Vader is, dat ons die voorreg het om U kinders genoem te word. En Here, wanneer ons nou stil raak rondom U woord, dan is dit omdat ons daai begeerte in ons harte in het, dat U vanoggend op hierdie uur, op hierdie datum en hierdie Sondag met ons moet praat. Here, en daarom bid ons dat U nou deur die Heilige Gees ons harte, ons gemoed sal voorberei, sodat ons net ontvanklik kan wees vir U woord. Hemelse Vader, kom seën nou U woord. Kom seën die voorlesing daarvan en kom seën ook die oordeenking daarvan. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus, onze Here. Amen. Deuteronomium 32, vers 7. Dink aan die dae lank verby. Onthou die jare van die voorgeslagte. Vra jou pa, dat hy jou vertel. Jou ou mense, dat hulle jou dit sê. Toe die Allerhoogste vir die nasies hulle besittings gegee het, toe hy die mense in volke opgedeel het, het hy vir hulle grense bepaal. Soveel as wat daar Israeliete is. Hulle is die Here se volk. Hulle is sy deel. Jakob is die Here se vaste eiendom. Hy het sy volk in die woestyn gevind.
in 'n onbewoonbare land, waar woestyndiere skreeu. Die Here het sy volk omhels. Hy het hom vertroetel, versorg soos die appel van sy oog, soos 'n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop, oor hulle fladder, en hulle vang op sy vlerke wat hy oopsprei, soos 'n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra. So het die Here, net hy alleen, sy volk gelei. Daar was nie 'n ander God by hom nie. Die Here het sy volk die land in besit laat neem en hom laat eet van die opbrengs van die lande, hom heuning uit die klipskere laat geniet, olie uit die klip, botter uit die beestrop, melk van die kleinvee, vet lammers, skaaprame, bokrame uit Basan. Die beste koring het God vir hulle gegee. Die wyn wat jy drink, kom uit die beste druiwe uit. Tot sover die woord van die Here vanoggend. En 'n mens moet eintlik hierdie teks aanhou lees, anderster lees. As vers 7 begin met die woorde, dink aan die jare lank verby, die dae lank verby. En dan sê hy weer, onthou die jare. Dan moet 'n mens nou eintlik hierdie teks lees, en ek gaan dit probeer so lees, moet jy eintlik die teks lees, onthou julle, hoe hy die volk in die woestyn gevind het. Onthou julle, hoe hulle in 'n onbewoonbare land was. Onthou julle hoe die woestyndiere geskreeu het. Onthou julle hoe die Here sy volk omhels het. Hoe die Here hulle vertroetel het. Onthou julle hoe die Here hulle versorg het soos die appel van sy oog. Net hy alleen het dit gedoen. Net tot sover die eerste skriflesing. Die tweede skriflesing is vers 32 van Lukas hoofstuk 24, en daar staan geskrywe, hulle sê toe vir mekaar, het ons harte nie warm geword, toe hy op die pad met ons gepraat het nie, en vir ons die skrifte uitgelê het nie, het ons harte nie warm geklop, toe hy op die pad met ons gepraat het, en die skrifte uitgelê het. So ek wil hê, jy moet hy deeltjie onthou, en onthou veral die twee woorde, dink aan die dae lank verby, onthou wat die Here gedoen het. Liewe vriende, as jy dit dalk nie die movie gekyk het, wil ek tog aanbeveel dat julle die volgende movie sal kyk. Die movie se naam is Still Alice, en ek sal graag wil hê dat as julle dit alreeds gekyk het, dat julle tog 'n bietjie tyd maak om daarna te kyk. Maar ek wil vanoggend met julle praat oor die woorde kyk terug en onthou. Onthou nou die tema van vanmôre, kyk terug en onthou. Nou ek wil sommer vanoggend begin om vir julle so 'n storieetjie te vertel. Dit is 'n ware storie van een van my anties, daar in die Karoo en daar waar ek groot geword het. Nou die besonderse antie van my, vir wie ons baie lief was, het 'n besonderse talent gehad. En ons as kinders het altyd vir haar so bewonder vir hierdie talent en gawe wat sy gehad het. En ons het eintlik altyd gehoop, ag kan ons nie, maar hierdie gawe gehad het nie. Want weet jy wat? Die betrokke antie van ons, sy kon baie goed onthou het. Sy het die gawe gehad om ons almal se geboortedatums te onthou. Ons name, volle name, ons geboortedatums, en tot op die dag wat jy verjaar of iemand verjaar, sal sy altyd gesê het, o, hy verjaar mos vandag of sy verjaar vandag. Wat vir ons nog meer merkwaardig was die feit dat ons antie selfs die kleinkinders en agterkleinkinders se name en geboortedatums onthou het. Dan het ons altyd vir mekaar gesê, ons as kinders, jene,
As ons net so die datums kon onthou het van geskiedenis, dan sal ons aan volpunte gekry het. Ons het ook altyd gespot en gesê, as sy moes geskiedenis geleer het, dat sy sekere A-symbool gekry, want sy kon so goed datums onthou het. Jy kon eintlik gebel het as jy nie seker was nie. Ek kon jy die telefoon optel en sê, Antie, wanneer verjaar hierdie persoon nou weer? En dan sal sy jou presies sê, watter datum en watter jaar is die persoon gebore. Sy het net 'n vermoë gehad om te onthou. En weet jy wat? Nou moet ek skandelik erken vandag. Ek is nog so jonk. Maar ek het nou 'n probleem. Ek weet nie of jy dieselfde probleem het nie. Ek het 'n probleem dat ek verskriklik vergeet. As ek nie 'n ding neerskryf nie, dan vergeet ek dit. Ek raak soms so skaam, want ek vergeet soms mense se name en ek vergeet soms mense wat ek baie goed ken, se name. En dan voel ek so in die verleentheid. Ek voel so skaam daaroor. Soms wil ek ook ietsie vertel. En as ek begin om 'n storie te vertel, dan kan ek dit nie verder vertel nie, want die kleinere detail het ek vergeet. Seker maar die slegte gewoonte van om in dagboeke die heeltyd te skryf. Dit laat herinner my sommer aan een van my ouderlinge in Steenkof, toe ek nog in die gemeente Steenkof in Suid-Afrika was daar 'n oom gewees in die kerkraad. Hy kon nie gelees en skryf het nie. Maar hy sal vir jou die fynste detail van 'n kerkraadsvergadering maande daarna vertel. Hy sal vir jou presies sê, wat 'n besluit was geneem, wat het ons bespreek, hy sal vir jou sê, wie het dit voorgestel, wie dit gesekondeer, en hoeveel het daar voorgestel, maar hy kon glad nie gelees het nie, hy kon glad nie geskryf het nie, en alles met sy geheue, het hy dit so geonthou. Hy sal baie keer gesê, Dominee, onthou jy, die man wat hy ding gesê het, hy het nog sulke klere aangehad, en dis die kleerbaadjie of hemd wat hy aangehad het, die betrokke dag. Dan het ek eintlik vir oom Henry so bewonder, dat hy so alles kan onthou. Weet jy, en dit laat dink sommer vir my, aan hoe moeilik moet dit vir mense wees, wat met die siekte Alzheimer moet saamleef. Ek weet nie of u al gesien het nie, die stryd wat sulke pasiënte voer, Alzheimer pasiënte, en nie net hulle nie, maar as gevolg van die siekte, ook hulle families. Alzheimer is werklik 'n verskriklike siekte, nie net vir die pasiënt nie, maar ook vir die familie. En daarom wil ek hê, jy moet gou 'n bietjie luister na 'n getuienis, eintlik 'n vertelling van 'n baie goeie vriend van my daar in Bloemfontein, Quentin Kennevan. Ek wil net hê, jy moet 'n bietjie luister, want sy pa, wyle meneer Joseph Kennevan, wat 'n skoolhoof was, het aan die einde van sy lewe aan Alzheimer gely. En wil jy nie net 'n oombliekie vat en luister, wat was die impak van hierdie siekte op meneer Joseph Kennevan, en wat het sy familie deurgemaak? Kom ons luister as Quentin dit nou vir ons vertel. Goeiedag familie, my naam is Quentin Kennevan, die seun van Joseph Kennevan. My pa was 'n prinsipaal op sy dag, maar ongelukkig het dinge gebeur waaroor hy nie beheer gehad het nie. Soveel so dat hy baie dinge oor en oor vir my gevra en gesê het, en nie bewus was dat hy dit so doen nie. Hy het vergeet baie keer om homself te was. Hy het elke dag sommer dieselfde klere aangetrek. Maar ek dank die Here vir die voorreg wat ek gehad het om saam met hom te kon wees met sy laaste dag. Ek en my familie het na hom omgesien. Ek moes letterlik met my pa in die shower geklim het om hom te kon was. En ek het agtergekom dat my pa se korttermyn geheue het lelik agteruit gegaan oor die jare. Met die gevolg was,
Hy het sommer met sy slaapklere en sy japon by die skool opgedaag en vir my gaan soek. En as ek hom vra, wat het klere het hy aan, dan sê hy het 'n suit aan. Nou die hartseer van dit vir my was gewees, vir iemand wat eens op 'n tyd so professioneel en stiptelik was, wat skielik niks weer geworry het oor hoe hy aantrek, het nie weer geskeer nie, het nie weer sy baard geskeer, het nie weer gewas nie, was vir my tragies om te sien hoe my pa se toestand agteruit gegaan het, omdat hy gelei het aan Alzheimer's. So dit was vir my regtig 'n groot skok om te sien wat Alzheimer's aan 'n mens kan doen. Maar soos ek gesê het, ek dank die Here vir die voorreg wat ek gehad het, om saam met my pa deur die proses te gaan, en om basies as my seun te hanteer. Baie dankie vir hierdie geleentheid. Die Here seën. Baie dankie Quentin dat jy ook daai getuienis met ons gedeel het, van hoe swaar dit vir julle familie was, en hoe sleg dit was omdat pa alles vergeet het, en hoe sleg dit vir sy lewe was. En weet jy, dit laat dink my sommer aan een van my baie goeie vriende, se pa wat ook aan Alzheimer gelei het. En weet jy wat gebeur? Hy het eendag die hekkie oopgemaak, en toe stap hy. En omdat hy het later nie meer geweet waar hy gestap het nie, en hy het net doodgewoon weggeraak. En na 'n paar dae het hulle op hom afgekom in die veld. En daar het hy gelê en gesterf, want hy het in die warmte het hy in die veld rondgedwaal, omdat hy net nie meer sy pad huis toe kon kry nie. Was vir my so sad gewees, dat my vriend sy pa op so 'n manier moes verloor het. Maar ja, dit is die gevare van Alzheimer, né? Jy vergeet. En wanneer jy begin vergeet, en wanneer jy nie meer mooi kan onthou nie, dan tree jy vreemd op. Dan praat jy verskillende goed. Dan doen jy goed wat jy nooit sou gedoen het nie. Dan tree jy op 'n manier wat jy nooit sou opgetree het nie. Dit maak dat mense baie vreemd optree. En ek wil vandag met julle praat oor die tema om terug te kyk en te onthou. Ek wil met julle praat oor om terug te kyk en te onthou. Onthou, ons word nie geleer om terug te kyk nie. Ons word geleer hoe gevaarlik dit is om terug te kyk. Ons word geleer en groot gemaak, jy kyk nie terug as jy op 'n fiets ry nie. Jy kyk nie terug as jy hardloop nie, want jy sal val. Jy sal in 'n ongeluk kom. So eintlik ons hele manier hoe ons saamgestel is, dink, ons word geleer om vorentoe te kyk. Beweeg vorentoe, sê ons vir mekaar. Jy werk vorentoe. Ons word geleer, gister is verby. Vandag maak saak en môre maak saak. Jy kan aan gister niks doen nie. En so werk ons koppe ook. En so werk ons ingesteldheid ook. As jy nou matriek klaar gemaak het, vra niemand vir jou, hoe was die verlede nie? Hulle vra eerder vir jou, wat gaan jy doen? Wat gaan jy môre doen? Ons is geleer om nie terug te kyk nie. Om nie nog te onthou nie. Jy moet vorentoe kyk. En ek wil vanoggend vir u sê, dat ek dink, 'n geloofsreis werk anders. Ek dink 'n mens se geloofslewe werk anders. Ek dink in jou geloofslewe het jy nodig om terug te kyk. Het jy nodig om te onthou, as jy dit wil maak vir môre en oormôre. Luister mooi, ek sê in 'n mens se geloofsreis, in 'n mens se geloofslewe, het jy nodig om terug te kyk, om te onthou, want anders maak jy dit nie met die uitdagings wat voor jou staan nie. Die volk van die Here het aan 'n gevaarlike siekte gelei. En ek noem dit sommer
geestelike Alzheimer. Ek sien die volk Israel, wanneer ek nou bietjie op hulle lewe ingaan en hoe hulle geleef het en wat hulle gedoen het, dan kan ek nie anders as om te sê, dat ek dink dat die volk van die Here, die Israeliete, soms aan geestelike Alzheimer gelei het. Die feit dat hulle so gou vergeet het. Hulle het so gou vergeet oor gister en eergister. Jy weet, hulle het net nooit teruggekyk nie. En ek dink dit is een van die redes hoekom die Israeliete baie keer in hulle se geloofsreis en lewensreis so swaar gekry het. Dit het gemaak dat krisisse en die uitdagings van die lewe het vir hulle depressief gemaak. Dit het gemaak dat wanneer hulle by kruispaaie gekom het, hulle nie geweet het wat om te maak nie, want hulle die vermoë verloor om terug te kyk, om te onthou van gister en eergister. U sien vriende, dis omdat hulle vergeet het, omdat hulle nie onthou nie, omdat hulle nie terugkyk nie, dat die Israeliete nie kon gesien het wie en wat God kan doen nie. Byvoorbeeld, vir hoeveel jaar was hulle in Egipte? Daar was hulle slawe gewees, swaar gekry. Niemand het hulle noodkrete gehoor nie. Niemand kon hulle verlos nie. Dan hoor God hulle. Dan hoor God hulle. En God kom red hulle. Niemand anders kan hulle red nie. God doen dit. Hy kom haal hulle as te ware uit Egipte uit. En hy begin 'n nuwe pad met hulle. Maar interessant, hulle kyk net die hele tyd voor. En daarom toe hulle by die Rooi See kom, toe staan hulle en al wat hulle doen is, hulle sien net dit wat die voor hulle is, hulle hoor net die magte van Farao wat van agteraf kom. Hulle raak bang, hulle raak benoud, hulle begin tree anders op, want hulle die vermoë verloor om terug te kyk op hulle lewenspad en God raak te sien. Om terug te kyk en te sien, wie was God in ons gister? Wat het God gedoen? Jy sien, as hulle vir 'n oomblik net terug kon kyk en God raak gesien het in hulle lewe in, dan sou hulle geweet het dat God is gister, vandag en môre dieselfde God. Dat God is nie vir hulle uit Egipte uit sal haal en vir hulle laat doodgaan hier voor hierdie see nie. God keer op keer vergeet hulle wie God was, wat hy gedoen het. En daai dag dan maak God 'n pad deur die see. Dan word hulle gered en hulle is droogvoets deur. Hulle vyande word vernietig en verslaan. Maar dan wanneer hulle so eentjie aangaan en hulle raak honger, dan murmureer hulle in plaas van terugkyk en onthou wie God is en wat hy vir hulle in die verlede gedoen het en dat hy nou nog hulle God is. Raak hulle verboureerd, raak hulle murmureerig, raak hulle verbitterd, raak hulle kwaad vir Moses, wil hulle hom sommer met klippe doodgooi. Verlang hulle nou sommer terug na die potte van Egipte. Sien jy wat gebeur as jy vergeet wie God is en wat hy gedoen het? As jy vergeet, dan begin tree jy vreemd op. Hulle raak sommer ongelowig. Hulle glo nou nie meer nie oor 'n krisis wat voor hulle is, want hulle kyk net voor hulle. In plaas van kyk terug, sien wie God is, kyk wat hy gedoen het, dan sal jy hoop vind en weet, maar dieselfde God is met jou. Wanneer hulle dors raak, dan kry hulle manna uit die hemel uit en hulle eet lekker en hulle is nou weer versadig, hulle het nou weer nuwe krag, maar hulle kan nie terugkyk en God sien nie.
En dan iewers raak hulle weer dors, raak hulle weer dieselfde, hulle kyk nie terug nie, hulle onthou nie. Dit tree hulle vreemd op. Bevraagteken God, bevraagteken hulle geloof, wil teruggaan na die vleespotte van Egipte toe. En dan slaan God op die rots, daar kom water uit en hy sorg vir hulle. Kan jy sien, liewe vriende, die gevaar van, om net voor jou te sien, en net dit te sien wat nou hier voor jou is. Sien nie wat is die gevaar as 'n mens aan geestelike Alzheimer ly, dat jy nie meer kan terugkyk nie, dat jy nie onthou vir die God van gister en eergister nie. Dis wat die volk doen. En dit is hoekom hierdie volk so gesukkel het om vorentoe te gaan. Dis hoekom hierdie volk so gesukkel het om te groei, om verder te gaan. Op 'n stadium, terwyl Moses op die berg is, dan bou hulle sommer 'n goue kalf. Vergeet skoon dat God hulle vrygemaak het toe hulle gevangenes was. Dat God hulle gered het uit die magte van die wêreld. Dan vergeet hulle soms dat God vir hulle gesorg het toe hulle honger en dors was. Toe hulle in die woestyn geloop het en hy warmte, was God die hele tyd daar gewees. Maar hulle vergeet so gou, dan bou hulle sommer 'n goue kalf, tree hulle verkeerd op, tree hulle vreemd op, praat hulle vir vreemde goed, glo hulle verkeerde goed. Dit gebeur wanneer 'n mens in jou lewensreis en in jou geloofsreis vergeet om terug te kyk en te sien wie God was en wat hy gedoen het. Daarom dat Moses in hoofstuk 32 van Deuteronomium, dit word eintlik genoem die lied van Moses, was weer 'n tydstip waar die volk hulle eie pad ingeslaan het, waar die volk ongehoorsaam geleef het. Dan skryf Moses hierdie lied. En jy sal sien wat gebeur in hierdie lied. Daar word beskryf hoe hierdie volk vir God teleurgestel het. Hoe hierdie volk weer hulle eie pad geloop het, hulle eie ding gedoen het. En dan in vers 7, dan sing Moses daai lied, wat hy vir hulle so, as te ware terwyl hulle daar staan, dis is asof hy vir hulle so terugvat op memory lane. Dan sê hy vir hulle, dink aan die dae lank verby. En wanneer hy woord dink staan in die teks, en hy wil hy woord dink sê, ek wil hê julle moet dink, ek wil hê julle moet onthou wat God gedoen het. As sing hy die lied, sê hy, onthou julle, het julle dan vergeet, hoe julle in die woestyn geloop het, hoe julle daar gewandel het, hoe julle tussen gevare van die wilde diere was, en hoe God gekom het, en julle gekom red en opgetel het. Moses sê, dink tog man, onthou tog, kyk tog terug, toe julle in gevaar gewees het en nie geweet het wat te kan doen nie, het God julle kom optel, het God julle gekom omhels, het God julle as te ware vasgedruk, het hy julle versorg, soos die appel van sy oog. Hy stel het so mooi, Moses sê, het julle dan vergeet, ondink tog, onthou, hoe God, soos 'n arend, sy kykens uitskop uit die nes uit, en wanneer hulle so fladder, en het vir hom lyk, hulle gaan nou val, en hulle gaan hulle lewe verloor, dan kom vlieg die arend so onder hulle in met sy vlerke, vang hulle, en vat hulle weer na hoër hoogtes toe. Moses sê, het julle dan vergeet, dat God julle op sy vlerke gedra het, sodat julle nie stikken val, teen die rotse nie. Het is asof hy wil sê, hoe kan julle nou toelaat,
nadat God alles vir julle gedoen het? Hoe kan julle toelaat dat wat nou voor julle is, vir julle so confused, vir julle so ongelowig maak, vir julle maak dat julle so vreemd optree? So Moses uitroep en sê, onthou tog, moenie vergeet nie, dink tog, kyk terug op jou lewenspad, en sien die reddende hand van God. En as jy dit gesien het, dan moet jy weet, dis die selfde God, wat weer hierdie nuwe fase van jou lewe, saam met jou ingaan. Och, is God nie 'n wonderlike God nie? Ek meen, hoeveel van ons wat vandag hier sit, wat na hierdie boodskap luister, elkeen van ons het 'n verhaal. Elkeen van ons het 'n verhaal. Selfs broer Kennewind het 'n verhaal wat vertel het van sy pa se storie. Hy het 'n verhaal, hy kan vandag terugkyk en sê, ja, dit was die situasie gewees. Pa was in 'n verskriklike toestand gewees. Pa was baie siek gewees. Maar as ek terugkyk vandag, dan kan ek God se reddende hand sien, wat altyd daar saam met ons familie was. En dis daai hand wat my pa deurgedra het deur hy siektetyd, wat vir ons ook deurgedra het. Hoeveel van julle het nie so 'n verhaal nie? 'n verhaal waar jy kan terugkyk, waar jy kan onthou wie en wat God vir jou gedoen het. Waar is jy nou in jou lewe? Wat is aan die gebeur? Miskien is iemand in die tronk. Miskien is jy baie siek. Miskien word jy net nie meer gesond nie. Miskien is jy bankrot, of op die punt van bankrotskap. Miskien kry jy net 50% van jou salaris. Miskien het jy jou werk verloor. Ek weet nie. Waar is jy? Is nie nou tyd om vorentoe te kyk nie. Dis nou tyd dat 'n mens terugkyk. Want dat jou krag lê daarin, dat jy kan sien wie en wat God was. Wat hy gedoen het in jou verlede. As jy dit kan sien, dan weet jy, dat hy selfde God is saam met my. Kyk terug, dink na, onthou wie God van jou verlede was, wat hy gedoen het, wat hy vir jou beloof het. Party mense bou hulle lewe op voorspellings. Daarom lees hulle ook graag horoskops. Daarom gaan hulle ook na die hedendaagse valse profete toe. Want die mense moet nou voorspellings op jou lewe maak. En hy voorspellings gee vir jou geluk en vreugde vir 'n kort tydjie. En dan slaan die teleurstellings jou. Nee, die belangrikste as jy dit wil maak, met die krisisse wat nou voor jou lê, is die belangrikste ding om terug te kyk. En te onthou wat God gedoen het. Want God het sy beloftes vir jou gegee. Interessant, en hiermee sluit ek af. 'n vriend van my in Nederland, in Groningen, het ek een keer besoek, en sy ma ly aan Alzheimer. En ek het vir die tyd wat ek daar was ek so beïndruk oor hoe hulle met sy ma gewerk het. Hoe hulle sy ma behandel het, weet jy wat hy gedoen? Hulle het so 'n wit bord gehad. Hierdie gewone wit borde, wat hulle in die huis op 'n sentrale plek gesit het. En elke dag het hulle op hy bord geskryf wat die tannie vandag moes gedoen het. En die feit dat sy op hy bord gelees het, maak dat sy tot vandag toe oorleef en survive. Want sy lees op die wit bord. Wat is belangrik om te doen, dan doen sy dit. En so het hulle verseker dat haar lewe in orde is. En ek wil vir julle sê vandag, kyk terug, want God se witbord het hy opgeskryf. Soveel beloftes, soveel mooi beloftes, 'n belofte soos Hannes Nel sou gesê het, vir elke behoefte, het God op sy witbord geskryf. En al wat ons moet doen in hierdie baie moeilike tyd van hoë sterftes, moeilike tyd van krisisse en siektes, moeilike tyd van COVID-19, in plaas van
Om nou so rond te val en desperaat op te tree, is om op God se witbord het hy geskryf. Kyk na sy beloftes. Hou daaraan vas. Kyk na jou eie lewe. Hoe God jou deurgedra het tot hiertoe. Hy is van gister, vandag en môre is hy dieselfde God. Want as jy kan onthou wie en wat God is, as jy nie in geestelike Alzheimer ly nie, en jy kyk terug, dan gaan dit vir jou deurdra, want dit is dieselfde God wat saam met jou deur die riviere en die hoogtes van jou lewe moet gaan. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hier sit 'n klomp mense in die wêreld wat baie desperaat is, wat nie weet wat om te maak nie, Here, wat moeg is, wat kwaad is, wat seer is, wat siek is, wat teleurgesteld is. Ek bring hulle na U toe, Here. En ek kom bid vanmôre vir hulle in die naam van Jesus. Ek kom bid, Here, dat hulle sal terugkyk en sien wat U gedoen het en wie U was in hulle verledes in. Mag hulle daaruit hoop skep dat U ook die God van vandag en môre is. Vergewe ons, Here, as ons aan geestelike Alzheimer ly. As ons vorentoe kyk en net die probleme raak sien. Vergewe ons dat ons nie terugkyk en sien dat U was nog altyd daar en U sal altyd daar wees. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Liewe vriende, broers en susters, het is nou geleentheid om die Here te dien met offers en ons kollektes, en ons wil net weer eens vir almal baie dankie sê wat voortdurend maar 'n offer vir ons bring, vir kollekte vir die Here bring. Ons eer die Here daarvoor dat hy dit op die hart so gelê het, maar baie dankie ook vir donasies in hierdie tyd van Imago Dei, dat ons die armes en die gebrokenes en die mense maar wat op die randfigure is, wat nie het nie, dat ons vir hulle kon versorg het. Maar ek gee vir u geleentheid dis nou om u kollekte te gee, en u kan dit doen, maak nie saak of jy in Duitsland is en of jy in Nederland is en of jy in Suid-Afrika of wherever jy is nie. Hier op die skerm sal jy ons bankbesonderhede sien. Vir die mense wat in Namibië is, jy kan pay today, en EFT vir die mense wat buite die grense van ons land is, jy kan gerus EFT doen en dit help vir ons baie, dit help die werk van die koninkryk en mag die Here u seën vir elke bydrae wat u gee. In hierdie tyd was ons maar baie besig geweest, né? Imago Dei vir die besoekers is 'n organisasie wat aandag gee aan die hulpbehoewendes, aan mense wat arm is, wat gebroken is, wat seer is, wat nie het dit wat ons het nie, wat minder bevoorreg is, wat randfigure in ons samelewing is. En Imago Dei is hierdie wonderlike instrument wat net doodgewoon op die vloer of op die grassroots level beweeg en mense se lewens aanraak en soveel mense se lewens word verander, soveel mense se lewenskwaliteite word verbeter, doodgewoon oor skenkings wat gegee word en donasies wat gegee word en ons eer die Here daarvoor. So baie dankie vir elkeen se bydrae wat u gee. Nie hoef nie skaam te wees, jy kan ruim bydra, mooi Afrikaanse woord, nee, mooi ruim bydra. En terwyl u nou besig is om dit te doen, speel ons sommer net 'n video, 1 minuut video van Imago Dei en wat ons hierdie week gedoen het. Dankie.
Baie dankie dat U ons erediens bygewoon het. Mag dit vir jou help, mag die woord van die Here, wat vandag vir ons net geleer het, die belangrike geestelike geloofsgewoonte van om terug te kyk en onthou wie God is en wat hy gedoen het, en dat dit juist dieselfde God is, wat saam met ons toekoms ook tegemoet gaan. Ek hoop dat jy baie troost daaruit geput het, baie hoop gevind het daaruit. So kom ons sluit af met 'n lied, wat net sommer so 'n antwoord is op die waaroor ons vanoggend gepraat het met mekaar. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. No, no, oh no, 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 I will never go back anymore. No, 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 oh no, I will never go back anymore. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. No, 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 oh no, I will never go back anymore. No, 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 oh no, I will never go back anymore. Ja, mag jy 'n mooi Sondag het. Mag jy 'n mooi week het wat voorlê. Ontvang nou die seën van die Here en mag sy vrede met u wees. Die Here sal vir u seën en die Here sal vir u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en hy sal vir u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en hy skenk aan u sy vrede van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Baie dankie. Mooi dag verder.